Goeiemôre. Terwyl ek môre sê, kom ons groet mekaar, steek jou hand uit, jy is baie welkom. Nou vanoggend hardloop die dominee bietjie laat. Die voordeel is, julle kan nie sonder my begin nie, nee. So, maar dit is lekker om hier te wees, is lekker om julle almal te sien. En dis lekker, dankie vir die musiek en ook die musiekbediening wat ons bedien het vandag vir Francis en Kara en Marney. Maar ek wil vir almal sê baie welkom. Almal glo ek het so 'n afkondiging by die deur ontvang. So gaan lees dit gerus. Ek gaan nou nie alles lees nie. Jy wat by die huis inskakel, daar's so 'n paar kernsake wat ons gaan uitlig, sodat almal op hoogte gaan wees. Maar ek wil sommer hier aan die begin van die 4de kwartaal sê, ekskuus, ek gaan net bietjie buig. Net so bietjie buig, daar is hy. Baie dankie. Sommer hier aan die begin van die 4de kwartaal wil ek vir almal sê, vir ons kinders sê baie welkom. Waar sit al die kinders vandag? En die voogte en almal baie welkom. Is lekker om julle terug te sien. Nou hierdie 4de kwartaal is mos gewoonlik 'n baie vinnige kwartaal, né? Ons is nou hier en as ons uitfees, ons by die Kerssangdiens en dan kom Desember, maar hoe dit ook al loop, hoe die kwartaal ook al loop, mag elkeen van ons regtig die Here se teenwoordigheid beleef. Alhoewel die lewe vinnig is en vinnig gebeur, mag ons met 'n stuk vrede in ons harte elke dag betree, omdat die Here by ons is. En mag dit vir julle geseënde kwartaal wees, en 'n wonderlike kwartaal. Ook ons matrikulante, wat eersdaags begin met die eksamen, mag dit 'n goeie een wees. En mag julle ook die Here se teenwoordigheid op 'n baie besondere manier beleef. Maar so ook die ander kinders, ek weet die eindeksamens lê oral voor die deur, so mag dit vir julle regtig 'n goeie jaar wees. Dan net ons belydenisklaskinders, julle moet kyk, ek dink omdat hierdie kwartaal so 'n week later begin het as gewoonlik, is die belydenisklaskamp op ons. Dis volgende naweek al, en die Sondag daarna, oor 2 weke, lê hulle belydenis van geloof af. So alles gebeur baie vinnig hierdie kwartaal. So kyk asseblief daarna. Dan wil ek ook nog so 1 of 2 sake graag uitlig. Kyk na die afkondigings, ons het 'n spesiale verjaarsdag. Baie geluk aan die volgende lidmaat. Taniana Redinger vier haar 81ste verjaarsdag op die 12de Oktober. So ons wil ook vir haar sê, baie geluk met die verjaarsdag. Kom ons gee vir haar so 'n hande klap. Dan kan julle ook maar kyk, daar is nog so 'n paar, die dakprojek, daar is nog so hier en daar 'n fonds uitstaande. Julle sal sien die dak is klaar, maar nie heeltemal klaar nie. Daar op die nok kort daar nog so 'n ou klein stukkie. Hulle is in die proses om dit te maak. Dis 'n stukkie wat lyk my gebuig moet word. So ons sien uit daarna, maar die dak lyk baie mooi. Dis nou van ons kant af. As jy nou wonder van waar af is die foto van die pastoriese kant af, dan kan jy sommer die verskil sien, hè. En ons sê regtig vir die Here baie dankie daarvoor. Ook elkeen wat 'n bydrae gelewer het, wil ons graag sê baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook graag my bekerloop oor projek uitlig. Onthou nou, as jy iets wil skenk, daar's dalk iets wat by die huis wat in die pad staan. Ons het lank terug so 'n wit olifanttafel mos ook gehad. Dis baie op daardie vlak. Maar goed wat jy weet, die gemeente kan dalk herverkoop of verkoop en 'n wins maak. Dan die goed waar ons sê jou beker oorloop en jy wil daarvan ontslaa raak, bring dit kerk toe. Ons begin eersdaags ook met ons nuwe lewe winkel. Ek hou nie van tweede handse winkel nie. Ons noem dit 'n tweede lewe winkel en die winkel se naam My Beker Loop Oor. Vir die gemeentefondse staan dit net bekend as 'n woeker projek. Jy weet, so dis deel van ons bazaars, daai tipe gelde wat ons insamel en dat ons ook op daai manier kyk hoe ons ook ekstra fondse kan insamel. Jy kan gerus na al die afkondigings lees. Ek wil net die voorbiddingssake uitlig. Op die voorbiddingslysie die volgende name. Ons dink aan Tannie Rini en die familie, die Lombard familie, met die afsterwe van oom Chris. Nou mense, oom Chris het baie diep spore hier by Springs Oos getrap. Jy kan maar net na die gebedskapel gaan kyk. Elkeen van daai bankies wat daar gemaak is, was sy handewerk, né? So dis een van ons groot ooms in die gemeente wat oorlede is. Ons weet hy's by die Here, maar
Ons bid vir hulle as familie. Ek weet Marius, hulle is ook hier in die gemeente, hy Natalie, hulle, die Lombards is so deel van ons, so weet, ons bid vir julle, en mag julle ook in hierdie tyd die Here se troos beleef. En dan ook op ons lysie verder, ons vra voorbereiding steeds vir Wanda van der Mest, vir Suzette Fik, vir Nathan Horn, vir Willie Ninaber Jr., vir Jaco Leroux, nog steeds vir Johan Skeepers, hy is nog in die hospitaal. Ek weet nie, dis altyd so moeilik die kommunikasie met Johannesburg algemeen, maar ek weet ook Maria, die Here dra julle hier deur. En ten spyte van alles het ons steeds daai hoop en daai goeie nuus en ons glo dit sal beter gaan. Net as jy nou nie weet nie, Johan moes weer ingaan. Daar was weer 'n aneurysme, bietjie laer af in die aorta, maar ons weet die Here is ook daar. Die operasie het hy nou plaasgevind. Ek weet ons wag, ons het al gedink is donderdag, né? Ons trek by Sondag. So bid ook vir Johan in hierdie tyd. Hy's op pad weer vir 'n operasie en mag ons regtig ook daar, mag julle beleef die Here se teenwoordigheid en sy aanraking en genesing. Dan ook ons voorbidding vir Elfrida van der Merwe, sy gaan al goed aan, hè? Elfrida het ek gesien nou die dag, sterk mooi aan, daar's ook nog 'n operasie op pad vir haar. Dan ook Marissa Spannenberg, sê maar vir Marissa ook, ons bly bid en ons bly glo, ons hou saam met haar in die Here vas. Dan die baby Koekemoer, ook Tannie Rina van Staden, Tannie Etta de Beer, oom Ad Foster, Evert Lombard, oom Willie en Tannie Tolla Niemand, ook Tannie Annie Blighnout, oom Willie en Tannie Elise Ninaber, oom Johan en Tannie Frida Haffenga, juffrou Johanna Oosthuizen, juffrou Annemarie Vermaas en ook steeds Rudy Botha se pa, Johan. En dan vra ons ook jou voorbidding vir Tannie Hetty Boshoff, Anton Erasmus, oom Martin Bronkhorst, Chandri Raman, ook vir Henny Nodee en ook Frida. En ek sien Anton is vandag hier so in die kerk ook. Ek bly dit gaan beter swaar, ook na die angiogram en die die stent wat hy ontvang het daar. So weet ook ons bid vir jou. En dan wil ek, ja, hy sit hierdie kant, nee. Dan soek ek vir Anton na bo, maar ek sien hy sit hierdie kant daar so. Goed, kom ons raak stil voor die Here, en kom ons beleef net vanoggend die Here se teenwoordigheid. Jy weet, as ons so by mekaar kom, dan is dit nie net 'n samekoms nie. By die erediens weet ons mos dis die Here self wat hier is, en wat elkeen van ons wil aanraak, wat elkeen van ons vandag net wil kom ons sê, kom oorspoel met sy genade en sy liefde. En mag ons dit vandag so beleef. Kom ons raak stil voor hom. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons nou net mag ervaar u aanraking, u teenwoordigheid. Here, ons het dit so nodig. Here, want ons kan nie sonder u leef nie. U is ons bron. Daarom bid Paulus ook in Efesiërs 3, mag ons vervul word met die volheid van God. Here, en dit is so groot. Dit is so groot vanoggend. As ons voor u kom staan in afhanklikheid en sê, Here, kom vervul ons nou met u volheid. Want in eie krag, Here, kan ons nie. In eie krag gaan ons dit nie maak nie. Here, ons bely vanoggend as 'n gemeente, ons het u nodig in elke besluit, in elke keuse, in elke rigting. Dit wat by die huis gebeur, dit wat by die werk gebeur, dit wat by die skool gebeur, dit wat in ons gemeente gebeur, Here, ons is absoluut afhanklik van u. En mag ons vanoggend beleef hoe u self hier is, hoe u ons aanraak, hoe u ons net kom bemoedig met u teenwoordigheid. Hoe u vir ons sommer net nuwe krag gee deur die Heilige Gees. En dankie Here dat ons dit mag vra, omdat Jesus ons Here is. Here Jesus, omdat u die prys betaal het, omdat ons vandag voor u kan kom staan as
kinders, skoongewaste kinders, deur die bloed van die lam. En ons eer U daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou kom ons loof die Here en ons gaan so 3 liedere saam sing, maar terwyl ons dit sing, mag jy ervaar vandag, die Here is op die troon. Mag jy ervaar, hy steek sy hande uit oor elkeen van ons en hy sê, jy's my begenadigde, jy's my kind. Mag ek en jy die oorvloed en die volheid van die Here beleef, omdat hy self hier teenwoordig is. So kom ons loof die Here, en ons gaan, daarna, jy kan bly staan, ons gaan so 3 liedere saam sing, en daarna gaan ons die Here dien met ons dankoffers en offergawes. Die koning van my hart.
Here staan in jou hart, sê vir hom, Here, dankie. Dink aan iets wat die Here vanoggend vir jou gegee het. Daar's soveel seëninge. Ons sal aanhou tel en tel en tel, soos wat Sef dit sing in sy liedjie. Maar dink gou vanoggend, met watter seëninge het die Here jou net vandag kom bederf. As ons net kyk die son wat so skyn, en selfs daardie vliegtuig sê vir my, daar's lewe. Die feit dat ek en jy hier kan staan vanoggend, in jou hart sê vir die Here dankie. Dankie vir dit wat hy vandag vir jou gee. Mag ons nie ophou sing oor die Here se goedheid nie. Ons dien die Here met ons dankoffers en ons offergawes. Oh
So, baie dankie Kara. Dit was baie mooi en die musiekbediening. En as dit vanoggend jou hart is, Lord, have your way in me, dan is jy op die regte plek. Want op die ou einde is die Heilige Gees besig in elkeen van ons se lewens. En hoe beskryf Paulus dit? Hy sê, hy maak ons gelykvormig aan die beeld van Christus. Om dit nou mooi te verduidelik, ek dink dit is soos 'n beeldhouer wat ons al klaar die beeld sien en hy kap die klip uit wat nie deel van die beeld is nie. Julle ken daai storie. En dis waarmee die Heilige Gees besig is. Mag ek en jy dit so beleef. Nou voor ons aangaan, kinders, dis julle beurt. Kom asseblief vorentoe. Julle het baie geduld gehad, né? Die vakansietyd vir daai saadjies om te groei. En ek sien, ja nee, hier is die verkeerde een, het julle die stickers daar, daar is hy. Ons het, kom staan julle hier voor, ek gaan hier onder staan, ek hoop nie ek fluit nie as ek hier afklim met die klank, daar is hy. Al die kinders, kom vorentoe, die wat daar bo sit, julle is welkom. Dit lyk vir my party ouens, wag nog vir die plantjie om te groei, as ek het so vinnig kyk, nee. Nou as jy nou nog nie 'n plantjie geplant het nie, maats, jy moet 'n saadjie by my kom haal. Jy moet eers vir my daai plantjie wys of die foto vir my stuur voor jy hierdie sticker gaan kry, maar die ander ouens hier voor, julle is welkom. Kom staan julle hier. Dankie vir julle mooi foto's. Ek het dit nou nie vanoggend opgesit nie, maar hulle het plantjies geplant, mense. Party het dit in watte gesit, party het dit in potplantjies. Party oom Frederik het besluit daai mielie lyk te lelik. Hulle het sommer blommetjies geplant, maar dit is net te pragtig. En so julle verdien julle stickers. Julle kan sommer daar by Tannie Mimpie kry. Sy gaan sommer vir julle elkeen 'n ou stickertjie uitdeel. Die maats, as jy nou iewers 'n sticker gemis het of 'n opdrag gemis het na die erediens, dan kan julle dit by my kry. Hierso ook. So julle het almal stickers, nê? Maar as julle iets gemis het na die tyd, kan julle by my kry. Goed. En hier kom ons volgende opdrag. Nou, ons het julle het nou geleer, dit vat lank vir 'n plantjie om te groei, nê? Dit vat bietjie wag. En om geduldig te wag is deel van die vrug van die Gees. Jy's nie sommer so haastig en kwaad oor die goed nie wil gebeur nie. Daar's 'n rustigheid en daar's 'n vrede. En as ek dit in julle harte sien, dan is dit een van daai vrugte wat die Heilige Gees in ons lewens wil sigbaar maak. Maar nou wil ek vir julle nog 'n opdrag uitdeel, nê? En dis nou die volgende een. Dit gaan oor vriendelikheid. Dis die volgende vrug van die Gees, nê? So ons gaan nou die week wat kom leer om vriendelik te wees, nê? Het julle al gesien as mense vriendelik is, nê? Dan wil jy sommer by hulle wees. Dis sommer lekker, nê? Maar sê gou vir my, as iemand nors is en kwaad is, gaan jy by hulle kuier. Gaan jy hulle maatjie wees. As iemand die hele dag daar instap en hy sommer net kwaad, nê? Weet julle, en so werk dit in die kerk ook. As ons kinders van die Here, as hierdie ooms en tannies hier uitgaan, maar met sulke nors gesigte, nê, dan gaan niemand na ons kerk toe wil kom nie. Nee, dit is so. Maar as ons vandag hier uitstap, glimlag saam met my, hulle moet dit nou sien. As ons hier uitstap met vrolike gesiggies, julle moet 'n mooi lag, nê, lag, ek wil die talle sien. Ek wil die talle sien, nê. Smile. As ons hier uitstap met vriendelike gesiggies en die karre ry verby, wat gaan hulle sê? Aha, ons wil ook daai kerk toe gaan, nê. Jy weet, as dit so swaar is om die Here te dien, hoe gaan daai liedjie, dis so swaar om my laste te dra, dan wil niemand 'n Christen wees nie, maar as dit lekker is om die Here te dien, julle ken daai, dis so lekker om die Here te dien, né? Dan gaan almal na ons kerk toe wil kom. So mense, ons moet vriendelik wees, dis deel van die vrug van die Gees, né? As ek jou vang, jy's nors. Nee, okay, so, dan gaan jy voorkom staan. Okay, goed. Kom ons kyk, Mimpie vra dan wat. Ek sê dan gaan jy voorkom staan. As jy onvriendelik is. Okay, vriendelikheid, hier is julle opdrag. Ek het nou vir julle vertel waaroor dit gaan. Julle kan dit weer lees. Vriendelikheid trek mense aan. Onvriendelike mense is nors, hulle stoot mense weg. Maar wanneer ons vriendelik is, kan ons ook mense nader aan die Here bring, want hulle sal in ons sien dat dit lekker is om die Here te dien. Nou, hier is julle opdrag. Hoor nou mooi. Maak 'n vriendelike omgewing by jou huis. Skep 'n vriendelike, die Engelse sal sê create a friendly environment, nee, maar ons gaan 'n vriendelike omgewing skep. Ons gaan iets maak wat dit voel, dis lekker en vriendelik, nê. Smiles op die gesiggie. Nou hier is julle opdrag. Dek 'n tafel en nooi jou gesin of maatjies
om saam met jou iets te eet en te drink. Nou die dogtertjies het lekker, hulle het partykeer maar so 'n teestelletjie, né? Jy kan sommer dit ook gebruik. Dan skiep jy nou lekker teestelletjie, speletjie en laat mamma foto neem. Maar seuns, ons het nou nie teestelletjies nie. So ek dink kom ons dek die tafel by die huis. Jou ma het 'n tafeldoek, né? Het sy. Nou okay. Dek dit het sy nie. Okay, dek 'n tafeldoek, né? Gooi 'n tafeldoek oor. En dan skep jy omgewing. Jy vat daai ou ros koeldrank, nee, jy gooi hom, jy maak hom so helfte dat hy lekker soet is, nee. En dan kry jy 'n pakkie koekies. En dan nooi jy jou gesin, dan sê jy kom kuier saam met my om die tafel. Maar die een voorwaarde is vriendelik. En weet julle wat, dit gaan so lekker wees. Gaan julle vir my so 'n tafel dek en vriendelikheid om jou tafel bring. Dan neem iemand 'n foto, 'n selfie. Julle kan so 'n selfie neem, almal in die gesin, lag. En ek kan jou weet, volgende week, daai foto's gaan ons wel opsit. Dan gaan al die gemeente sê, ons wil na daai huis toe gaan, en ons wil na daai huis toe gaan, want daar bly 'n klomp vriendelike mense. So, dis julle opdrag, vat hom, gaan doen hom, en as julle klaar is, kry julle volgende sticker, en as jy dalk 'n stickertjie gemis het, nê, dan, hier's 'n plantjie, ons moet dit wys. Hierdie ou het sê, kyk net daar julle, hy het geduldig gewag, en kyk net hoe mooi het hierdie plantjie gegroei. Beautiful, né? Daar is hy baie mooi, hoor. Ek is sommer trots op jou. Daai plantjie verdien definitief 'n sticker. So, kry julle stickers, as julle iets gemis het na die erediens, dan kan julle dit by my kom kry. Hulle kan dit hierso kry, by Tannie Mimpie. Kan julle die stickers en die goed wat julle gemis het kom haal. Baie dankie julle. Kom ons gee vir julle 'n hande klap. Baie dankie. Ons gaan lekker glimlag. Baie dankie julle. En ek hoop ek kan nou aanblaai. Ja, daar blaai nou uiteindelik aan. Ons gaan vandag praat. Weet julle, die Here lê so op my hart. Ons gaan 'n bietjie praat op 'n stadium oor, ek weet nog nie lekker hoe nie, ons noem dit die battle of the mind, battle in your mind. Ons gaan nog besluit, nê, of soos Paulus dit sê, ons moet ons nuwe gedenke vernuwe en bid saam met my. Daar's soveel goed wat besig is om oop te breek rondom dit, maar nog nie vir oggend nie. Ek voel vir oggend gaan ons nog so 'n bietjie aan. Ons het verlede week gepraat oor lewe in oorvloed en hierdie sluit baie daarbey aan. As ons praat van oorvloed, dan praat ons ook daarvan ek en jy besit oorvloed, maar ons het ook 'n ewige erfenis, Johannes 10. So dis ons skriflesing en ons tema. Maar voordat ek lees, nê, kom ons raak net eers stil en vra vir die Here om vandag ook hierdie belangrike tema, dis nie Johannes 10 nie, hoor, daar is 'n bietjie 'n fout. Dit moet lees. Ons gaan vandag kyk wat Petrus daaroor sê, nê. Ons het laasweek by Johannes stil gestaan, lewe in oorvloed, daai Johannes 10. Ons gaan aan met die tema, maar ons gaan kyk by 1 Petrus 1. So blaai net so 'n bietjie verder. Laasweek was dit Johannes 10. Ons gaan by 1 Petrus 1 gaan ons stil staan. Maar voordat ons die woord lees, kom ons raak net so stil voor die Here. Kom ons bid net eers saam. Here, by U is daar oorvloed. U is absoluut ons bron. Daar's niks meer soos wat ons nou gebid het om met U voluit vervul te word nie. U is ons lewensbron. Daar's geen ander lewensbron behalwe U nie. Here, en ook as ons U woord lees, dan wil U eintlik vandag vir ons sê, elke woord wat U vir ons gesê het, wat U gespreek het in die woord, dis ons voedsel. Dis daai brood wat gebreek word vandag. Dis waarmee U vandag ons gees wil kom voed. Here, en ons maak ons harte oop vir dit. Heilige Gees, kom voed ons met hierdie woorde van U vandag. Met daardie oorvloed wat in U woord opgeteken ook is. Mag ons dit eet, mag ons dit geniet, mag dit ons geestelik sterk maak en laat groei, sodat ons die mense sal wees wie U wil hê ons moet wees. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus naam. Amen. Nou goed, ons gaan 'n bietjie praat oor 'n ewige erfenis, maar nou wil ek eers vir by die kinders weet, wat is 'n erfenis? Wat beteken as ek sê jy gaan iets erf? Jy kry 'n erfdeel. Ja, wat is dit? Dis sommer iets wat 'n ou mos net kry. 'n Erfenis is nie iets waarvoor jy hoef te werk nie.
dis nie iets wat jy moet betaal om dit te kry nie. Nee, hoe dit gewoonlik werk is, iemand los vir jou 'n erfdeel. Iemand wat nou 'n klomp goed gehad het, in sy testament skryf hy jou naam neer en sê hierdie persoon gaan die blink koppies erf. En hierdie ene gaan die penne erf. Ek weet nie wat is alles daar om te erf nie, maar daar's baie goed wat mense vir jou kan nalat, nê. Maar die punt is, as jy iets erf, dan is dit eintlik onverdiend. Ek wil eintlik vir jou sê, dit is guns. Jy ontvang dit net, nê? Jy het nie daarvoor gewerk nie. Dis 'n geskenk. Jy kry dit net. Ek sien nou die dag hierdie kar op die pad. Ek weet nie of julle daar kan lees nie. Kyk hoe blaas ons die kinders se erfgeld. En toe ek nou gaan soek, gaan Google, want dit was vir my snaaks. Ek kan nie onthou waarheen het ons gery nie, Kaap toe of somewhere. En toe ek nou gaan Google so waar iemand het daai mense ook afgeneem. En ek kry toe sommer die foto op die internet, nê. Kyk hoe blaas ons die kinders se erfgeld. En ek besluit toe ek nou vir Daniel hierdie een wys, want ek sê vir hom, julle moet nie dink daar's eendag iets om te erf nie. Ek en jou ma sal seker maak, nê. En ek wys vir hom hierdie foto. En ek dink hierdie mense wat daar ry, het nie 'n seun gehad wat teologie studeer nie. En hy sê toe vir my, nee, maar pa, gaan lees net eers bietjie wat staan in Spreuke 13 vers 22 voor jy nou so iets sê. En ek lees toe, daar staan 'n goeie mens laat 'n erfenis na, nie net vir sy kinders nie, ook vir sy kleinkinders. En dan sê hy, die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige. Dis sê ek nie, okay. Ek sal nou maar nie daai agterop die Corolla plak nie, nê. Hoekom nie? Want weet jy op die ou einde van die dag, hoe jy ook al daarna kyk, erfgeld is tydelik. Hoe sê ons in Afrikaans? Ja, erfgeld is swerfgeld, nê. Jy dink tog jy erf iets in die volgende oomblik, kan dit net so wees en dis verby, dis uitgegee. Erfgeld hou nie vir altyd nie. Hoekom? Wel is tydelik. Dis tydelik. En dis eintlik wat Petrus vanoggend vir ons wil kom sê. Dat ons erfenis is iets anders. Dit moenie op hierdie vlak lê nie. Hy wil vandag vir ons kom sê, daar's 'n ander erfenis wat nooit gaan ophou nie. Wat ewig is, wat vir altyd en altyd en altyd sal aanhou. 'n Erfenis wat geen geld in hierdie wêreld kan koop nie. En hy noem dit spesifiek 'n hemelse erfenis. 'n Hemelse erfenis wat ek en jy eintlik al vandag kan weet ons het dit. Ons hoef nie te wonder nie, nê? Ons hoef nie te wonder as die testament eendag gelees gaan word of ons dit gaan kry nie. Petrus wil vir ons sê, ons het dit al reeds. Want Jesus het reeds gesterf aan die kruis. Want wanneer tree testament in werking? Wanneer iemand sterf, dan erf jy. Jesus sê, Petrus het al reeds gesterf, so ons is reeds erfgename. So as jy vandag hier sit, en jy het jou hart vir die Here gegee, jy het jou lewe gegee, daar was 'n dag waar jy Jesus se verlossing gevat het, dan moet ek klaar vir jou sê, jou naam is in die testament geskryf, jy het reeds dit ontvang, die ewige lewe. So die ewige lewe breek nie eendag aan as Jesus ons kom haal nie, ja, dan breek dit in sy volheid aan, ons het dit verlede week ook vir mekaar gesê. Maar ek en jy kan reeds vandag al weet, ons het die ewige lewe. Ons het daardie erfenis ontvang. Dis 'n baie mooi brief om te lees, maar kom ons lees 1 Petrus 1 vandag, net vers 3 tot 9. 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Jy is welkom om op jou selfoon oop te maak of hier voor te lees of in die Bybel te lees. Petrus skryf: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop, nie eendag nie, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis
wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Net tot sover ons skriflesing. Nou terwyl Petrus hierdie brief skryf, stel jouself voor jy was nou een van die mense vir wie Petrus hierdie brief skryf. Op daardie stadium gaan dit verskriklik moeilik met die gelowiges, met die kinders van die Here. Hulle kry swaar. Hulle leef verdrukking. Op daardie stadium was dit nou nog nie 'n staatsverdrukking nie. Dit was nog nie die Romeine wat die Christene kom martel het nie. Nee, daai was die begin. So hulle beleef 'n verskriklike sosiale verdrukking, as ek dit so kan noem. So met ander woorde, as jy sê ek ken die Here Jesus, hy is my verlosser, dan het die ander mense jou gespot, né? Hulle het vir jou gelag. As jy begin anders leef as die wêreld, want dit is so, as jy Jesus in jou hart het, dan is jy vriendelik, jy's nie nors nie. Ons sien mos nou wat die vrug van die Gees is. En jy lyk anders as die wêreld. Man, dan het hulle jou uitgehaal. Hulle sê baie Christene het hulle werk verloor, het hulle inkomste verloor, bloot net omdat hulle in Jesus geglo het. Hulle het hulle vriende verloor, en destyds was dit verskriklik erg, want jy was altyd deel van 'n groep. So as die groep vir jou sê, jy is nie meer deel van ons nie, dan was dit verskriklik erg, en dis wat met die kinders van die Here gebeur het. En nog steeds, terwyl hulle uitgehaal word, terwyl dit moeilik gaan met Petrus en almal, straal Petrus van blydskap. Ons lees dit. Want Petrus kry dit reg om verby hierdie moeilike omstandighede raak te kyk. Hy kyk verby die moeilike omstandighede en hy sien 'n wonderlike erfdeel raak. En dis waaroor hierdie brief gaan. Hy wil vir gelowiges hoop gee. Hy wil vir gelowiges sê, weet jy wat, vergeet van hierdie sleg wat nou met jou gebeur. Sien die erfenis raak wat jy alreeds ontvang het omdat jy 'n kind van die Here is. Dis baie groter as hierdie lyding wat jy nou moet verduur. Dit het baie meer waarde, dit het ewigheidswaarde. Hy sê vir hulle, maak oop julle oë, kyk, sien die erfenis wat jy reeds in besit geneem het. Hoe lyk hierdie hemelse erfenis? En in hierdie paar verse beskryf hy dit vir ons. In die eerste plek gaan ons hemelse erfenis oor 'n intieme verhouding met die Here. Dis waaroor hy skryf. Hy sê met ander woorde, daar is so 'n band van liefde. Is dit nie waaroor enige erfenis gaan nie, daar moet mos 'n band wees, né? Dink gou-gou. Iemand gaan jou net in sy testament of in haar testament benoem as daar 'n band is. Jy moet of familie wees, of daar moet 'n baie sterk vriendskapsband wees, of 'n bloedband wees, 'n familieband wees. Selfs die ou tannie wat al haar besittings aan die kerk of aan die SPCA wil bemaak, kom ek sê vir julle, daar's 'n band. Sy's of lief vir die kerk of sy's baie lief vir diere. Maar daar's altyd 'n band. Daar's 'n liefdesband. En net so, wanneer dit gaan oor ons erfenis, dit wat God vir ons wil gee, dan sal ook 'n liefdesband, 'n baie sterk liefdesband. Hy sê dit daar in vers 3. Hy sê, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Want hoor nou, hoor hierdie band, hoor God se liefdesband met jou en met my vandag. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.
Nou het ons 'n lewende hoop. Mense, is dit nie die grootste en die belangrikste erfenis wat ek en jy ooit in ons lewens sal kan ontvang nie? Want as dit nie vir Jesus was nie, as dit nie vir die kruis was nie, as dit nie vir die leë graf was nie, as dit nie vir die feit was dat God hierdie wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het om aan 'n kruis te kom sterf, in jou plek, in my plek, vir ons sondes nie, dan sou ek en jy nooit in 'n verhouding met die Here kon leef nie. Dan sou ons nooit hierdie hemelse erfenis ontvang het, wat God vir jou en my wil gee nie. Want jy sien, van ons kant af, sou ons niks kon doen om hierdie hemelse erfenis ons eie te kon maak nie. Hoekom nie? Want die kloof wat sonde veroorsaak het tussen ons en God, was net eenvoudig te groot. Daar's nie 'n manier hoe ons God sou kon beïndruk of sy arm kon draai om vir ons die hemelse erfenis te kon gee nie. Maar jy weet, die enigste band is 'n band van liefde. En toe God so afkyk en hy sien jou gebrokenheid en hy sien my gebrokenheid raak, het hy alles van sy kant af gedoen. Was Jesus bereid om 'n mens te word, om aan 'n kruis te kom sterf. Deur sy opstanding, deur sy dood en deur sy opstanding, het hy dit moontlik gemaak dat ek en jy nou ook in 'n verhouding met die Here kan leef. Hoor die liefdesband. Jesus het die afstand heeltemal verwyder en ek en jy, ons is nie meer slawe nie, sê Paulus op 'n ander plek. Ons is kinders van die Here. Daar in Romeine 8 spesifiek. Daarom kan ons soos Petrus vandag eintlik hier sit en kyk daai eerste woorde van vers 3. Kan ons uit ons harte uitroep aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Aan hom kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Hoor hierdie groot erfenis. Niks kan groter as dit wees nie. Hy het vir ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Nou het ons 'n lewende hoop. Ons lees daar in vers 6, verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, verheug julle hieroor. Oor hierdie lewende hoop, oor hierdie nuwe lewe, oor hierdie groot hemelse erfenis. Petrus wil eintlik vir sy mense wat swaar skryf, mense, dit sal oukei wees. Dit sal oukei wees. Want die Here is ons erfenis. In hom het ons alles wat ons nodig het. Hy is die heel belangrikste. En nou is die vraag vanoggend, kan ek en jy dieselfde sê? Het jy al daardie erfenis in besit geneem, die volheid daarvan? Ek kry partykeer die idee, ons wat kinders van die Here is, ons ken hierdie dinge, ons leer dit, ons hoor by die kerk, God se liefde, die ewige lewe, al hierdie mooi goed, maar dit is asof ons nie die volheid daarvan vat nie. Ons vat baie keer net so 'n ou deeltjie daarvan, jy weet, en dan gaan ons en as ons onsself kry, dan voel ons maar net weer, ja, al my krag ontbreek, ek het nie hoop nie, ek is moedeloos. Hoekom? Want ons vat nie die volheid van hierdie erfenis nie. Ons lees daar in Filippense 3 vers 8. Paulus sluit eintlik by Petrus aan. Hy sê, ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos. Hoor, wat is die kern van hierdie erfenis wat die Here vir ons wil gee? Hy sê, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry. Mense, dis ons erfenis. Is jy al daar? Alles is waardeloos. Die enigste bate Jesus Christus, hoekom? Want dit is ewigheidswaarde. Dis nie tydelik nie. Jesus Christus maak dit moontlik dat ek en jy in 'n verhouding met die Here kan leef. Dat ons sy kinders kan wees, erfgename kan wees. So lyk hierdie hemelse erfenis nog. In die tweede plek sien ons dat hierdie hemelse erfenis, kom ons sê, 'n diepe tevredenheid, 'n diepe tevredenheid. 'n Hemelse erfenis
het altyd 'n gevolg. Daar's in jou hart is daar 'n diepe tevredenheid. In jou gees is jy 'n tevrede mens. En hierdie tevredenheid loop oor blydskap. Jy het die erfenis, dit maak jou tevrede en dit loop oor in vreugde en blydskap. Ons lees dit daar in vers 8 en 9. Hy skryf daar in die middel rond, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Nou as ons daai woorde regtig vat en ons eie maak. Ons het deel aan die saligheid wat die einddeel van ons geloof is. Dan gaan jy 'n stuk tevredenheid ontdek. Hy gebruik die woord saligheid, Petrus. Nou wat is saligheid? Ek het in die Woordeboek gaan kyk. Wat beteken saligheid? Die Woordeboek het 'n paar woorde gegee. Hy sê dit beteken heerlikheid. Dit beteken genot. En dan die een wat nou vir my mooi is, 'n geestelike geluk en vrede. En dan baie mooi, saligheid beteken 'n geestelike tevredenheid, want my saak met die Here is reg. Daar's nie vrees nie, daar's nie allerlei spanning nie, maar daar's 'n rustigheid en daar's 'n vrede en 'n tevredenheid. Want ek is 'n kind van die Here, daar's 'n geestelike tevredenheid. Hoekom? Omdat God my alles is. Omdat God die belangrikste in my lewe is. Omdat hy die belangrikste is, sien ek die gawes raak wat hy elke dag oor ons lewens uitstort. Ek het nou gevra toe ons gesing het. Tel bietjie jou seëninge vanoggend. Dit wat die Here net vanoggend alles oor jou lewe uitgestort het. Son wat skyn, die feit dat ons kan asemhaal. Mense, en is daai goed wat ons ook geestelik gelukkig en tevrede behoort te maak. Selfs al word ons vir 'n kort tydjie bedroef, skryf Petrus, deur allerhande beproewinge. Ons het dit nou gelees. Beleef ek diep in my hart 'n tevredenheid en 'n saligheid. Hoekom? Want ek weet ek is God se kind. Ek weet ek is erfgenaam. Ek weet ek is vandag veilig in sy hand. Ek weet vandag hy sal my nie los nie. Ek weet vandag die Here sal my treukie vir treukie lei. En dit vul my. Dit vul my hart, dit vul my denke, dit vul my emosie met 'n onbeskryflike tevredenheid en saligheid. En beleef 'n mens eintlik oorvloed. Om aan te sluit by verlede week. Ons het gepraat oor lewe in oorvloed. Onthou julle, ons het gesê daardie oorvloed lê nie in dit wat jy ry, die kar wat jy ry of die salaris of die pensioen wat jy kry of die huis waarin jy bly nie. Hoekom nie? Want dit is alles tydelike goed. Hierdie hemelse saligheid lê nie in dit nie. Vra maar vir die verlore seun. Sy saligheid het nie in daardie geld en erfporsie van hom gelê nie. Voor hy sy oë kon uitvee, daar in Lukas 15, was dit alles vermors. Maar waarin het sy oorvloed gelê? Toe hy op 'n dag besluit het in die varkhok, ek draai terug na my pa toe. Ek sal soos 'n slaaf vir my pa gaan werk. Waarin lê sy oorvloed? Toe hy daar instap, toe word hy nie 'n slaaf nie. Sy pa verklaar hom nie, jy's nou 'n slaaf nie. Hy sê jy's my kind en hy slag die vetgemaakte kalf en hy sit 'n ring aan sy vinger. En hy trek vir hom nuwe klere aan. Hoor julle waarin lê sy oorvloed in daardie verhouding met die Here? Dis wat ek en jy moet ontdek. Jou saligheid gaan jy ontvang wanneer jy daardie oorvloed begin jou eie maak. Wanneer jy vandag daar in jou binnekamer sit en sê, Here, dankie dat U die ring aan my vinger gesit het. Dankie dat U fees vier omdat ek U kind is. Dankie dat ek nou aan 'n feestafel kan gaan sit, soos wat Dawid sê in Psalm 23, en my beker word geskink, so by so dat dit oorloop. Dis oorvloed. Wanneer ek en jy bewus raak van God se teenwoordigheid in ons lewens, dis oorvloed. Wanneer ek en jy Jesus Christus se vergifnis en vryspraak beleef, dis oorvloed.
Wanneer jy op 'n dag besef, my sonde is so groot, ek weet nie of ek ooit daarvan vergewe sal kan word nie. En Jesus kom en hy oorspoel jou met sy genade en sy liefde, en hy spreek jou vry want die offer is reeds betaal. Mense, dis oorvloed. Dis oorvloed, as ek en jy hier in 'n kerk kan staan en ons sing, soos wat ons net nou gesing het, ek dors na U, soos 'n dor land, net om by U te wees. Want die lewe wat God vir ons wil gee is meer werd. U teenwoordigheid is meer werd as enigiets anders. Mense, dis oorvloed wanneer ek en jy die Heilige Gees se werking begin beleef. Sy gawes begin beleef. Want dis oorvloed as mense hier verbyry en hulle sien die vrug van die Gees in ons lewens. En dis hierdie erfenis wat die Here deel van jou en my lewe wil maak. En as jy dit begin raak sien, dan begin jy besef wat saligheid beteken. En dit vervul jou lewe met 'n blydskap wat jy nie in woorde kan beskryf nie. Is dit nie 'n wonderlike erfenis nie? En die wonder is, jy hoef nie daarvoor te werk nie, dis 'n erfenis. Jy kan dit net ontvang. Jy kan dit net ontvang. Hoe lyk hierdie erfenis? In die derde plek sien ons, God se erfenis beteken ook 'n geborgenheid. Nou die woord geborgenheid, dit gee vir jou, kom ons maak dit maklik vir die kinders. Geborgenheid word afgelei van die woord bære af, né? Wanneer jy iets mooi bære, dan sê ons dis geborge, dis weggesteek. Ek sien, ons het 'n kat in die huis, sy naam is Simba, ek noem hom ou kat, want hy is seker al 12 jaar oud. Nou as die weerlig slaan, en dit lyk net of die wolke iewers aankom, dan gaan kruip hy weg, né? Dis nou nie Simba daai nie, maar ek het 'n foto van 'n ander kat op die internet gekry, dan gaan kruip hy weg. Dan gaan kruip hy weg. Want daar, hierdie een kruip lyk my onder iets weg. Simba kruip sommer in die klerekas weg, tussen die skoene. Want daar beleef hy 'n geborgenheid. Die weerlig gaan nie daarna by hom kom nie. En dis wat Petrus vir ons wil sê. Weet julle hoe groot is hierdie hemelse erfenis? Al slaan die weerlig hier reg langs jou. Al beleef jy vandag dalk die grootste krisis in jou lewe. Al voel dit vir jou, jy word verdruk. Al voel dit vir jou vriendekring begin jou wegskuif, omdat jou liggie al helderder en helderder begin brand vir die Here. Dan kan jy steeds by God kom skuil. Al voel dit vandag vir jou asof die krisisse net wil aanhou en aanhou en aanhou, kan jy steeds by die Here kom skuil. Dis wat Petrus in vers 5 sê. Daar kom die kat nou op, nee. Julle moes my gesê, blaai om. Daar was hy, maar daar is die kat. Dis nie daai geborgenheid. Die versie wat saam met daai kat gaan, hoor nou. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Julle word deur die krag van God veilig bewaar. Laat dit by jou insink, hoe groot is dit nie? Hierdie erfenis wat die Here vandag vir jou wil gee. Jy word deur die krag van God veilig bewaar. Ek sal nou na daai een toe gaan. Miskien beleef jy vandag 'n storm. Dalk sit jy het op 'n plek gekom waar jy vir die Here sê, Here, ek kan nie meer nie. Dit is nou te veel. Here, ek sien nie meer kans nie. Hierdie ding hou net aan en aan en aan en aan. Dan is dit nodig om by die Here te skuil. Dis wat daardie kaartjie maak. Jy mag by die Here skuil. Jy mag jou geborgenheid by hom vind. Mense, dis deel van jou erfenis. Dink net hoe groot is dit. Jy het 'n hemelse Vader wat jou liefhet. Hy wil vir jou sorg, hy wil jou beskerm. Hy wil jou veilig bewaar. Moenie daarin twyfel nie. Dis God se hart. En dis hierdie erfenis wat Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees vir jou en my 'n werklikheid wil maak. So werklik, so 'n realiteit dat jy nie eers daaroor hoef te wonder nie.
Jy moet net weet, dis deel van my erfenis. Ek is veilig in God se hand. En niks in hierdie lewe kan dit verander nie. Lees maar Romeine 8. Niks kan dit verander nie. Maar nou is die vraag, hoe ontvang ons hierdie erfenis? Ek het 'n storie gehoor van Thomas Martinez. Eintlik Thomas Martinez. Nou, Thomas, en ek wil dit weer gebruik. Ek dink dit destyds al vir julle vertel. Ek wil net hierdie storie vir jou kom herinner. Hy was Thomas het op die straat gebly, haweloos. Wat is die woord haweloos? En 'n verlangse familielid het vir hom iets so $6 miljoen nagelaat. En hulle kon nêrens vir Thomas opspoor nie. Nie die prokureurs nie. Hulle het nader aan die prokureursmaatskappy, nader aan die polisie gevra, gaan soek tog net vir ons hierdie ou. Dis hoe hy lyk en hy is laaste iewers op straat gesien en die polisie het gaan kyk en hulle het hierdie ou gesoek. En toe hulle hom nou uiteindelik kry, die polisie sê daar is hy. Al wat Thomas gesien het is die polisie kom so na hom toe aangestap en hy skrik hom dood. Miskien het hy iets gesteel, ons weet nie. Hy het hom so doodgeskrik dat hy weggehardloop het. En vandag nog sê hulle, leef hierdie Thomas 'n sukkel bestaan op straat terwyl hy eintlik $6 miljoen het. Dis baie geld. En as ek die lyn kan deurtrek na dit wat Petrus toe vir ons wil sê, dan werk dit dieselfde. As ons hierdie lyn deurtrek. Ons het 'n hemelse erfenis. God het alles van sy kant af gedoen dat ek en jy dit in besit kan neem. Maar dis ons keuse. Ons kan daarvan weghardloop. Ons kan ons rug daarop draai. Ons kan soos hierdie Thomas maak. Dan gaan jy dit nooit in besit kan neem nie. Of jy kan vandag net hier sit en jou hart oopmaak en jou hande oopmaak en sê, dankie Here, vir die volheid van hierdie erfenis wat U vandag vir my wil gee. Hierdie erfenis, U wil in 'n verhouding met my staan. Hierdie erfenis, U wil my oorspoel met alles, sodat ek regtig daai saligheid en tevredenheid kan beleef. U wil my oorspoel met Uself, dat ek geborge kan voel in U. Dis met daardie volheid van daardie erfenis, wat die Here vandag vir jou wil, na jou toe kom en na my toe kom. En vir ons vra, wil jy dit nie vat nie? Wil jy dit nie ontvang nie? Die volheid van hierdie erfenis. En hoor net die volheid. Ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Ons het dit verlede week ook gelees. En dan nog een, Romeine 8 vers 17. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. En dis die Here se hart vandag vir jou en my. Eintlik as jy mooi daaraan dink, is die erfdeel wat hy vir ons wil gee homself. Hy is ons bron. Hy is alles wat ons nodig het. Wil jy dit nie vandag opnuut weer vat en jou eie maak nie? Kom ons bid saam. In jou gees, terwyl jy daar sit, praat met die Here. Stel jou gees oop. Jy kan fisies jou hande uitsteek of net in jou hart jou hande uitsteek en vir die Here sê, Here, ek vat vandag die volheid van U erfenis. 'n Erfenis wat 'n werklikheid geword het omdat Jesus aan die kruis vir al my sondes gesterf het. Al my skuld het op Jesus afgekom en dankie Jesus dat U bereid was om die duurste prys te betaal, dat U aan 'n kruis gesterf het in my plek vir al my sondes. Sodat ek weet ek is vrygespreek, ek is nou kind van God. En die testament beteken ek is 'n begunstigde en ek ontvang nou
Die volheid wat daar is, deur dit wat Jesus gedoen het, die volle erfenis. Want ek is 'n kind van God, daar's 'n band, daar's 'n liefdesband. En terwyl jy daar sit, sê vir die Here, Here, dankie. Dankie Here dat ek nou in 'n verhouding met U kan leef. Dit is so groot, die erfenis wat U my nou gee. U gee vir my die reg om U kind te wees. Daardie reg, daardie voorreg om in 'n verhouding met U te kan leef. Daardie voorreg om U stem te kan hoor. Daardie voorreg, Heilige Gees, om U kragtige werking in my lewe te kan beleef. Sê vir die Here dankie vir daardie saligheid, daardie geestelike tevredenheid om te weet dis veilig in die hande van die Here. Hy sal sorg. Hy sal beskerm jy, daardie geborgenheid vanoggend. Ontvang die volheid van hierdie erfenis. Ek gaan nog so 'n rukkie gee vir stil gebed. Ontvang dit net vandag. Sê net vir die Here dankie. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vandag net kan ervaar hoe U ons nou oorspoel met U liefde, U genade, U vryspraak. As ons sondes bely, Here Jesus, dan is U getrou en regverdig. U vergewe ons, U maak ons U kinders, en ook nie net kinders nie, erfgename. En dankie dat ons nou die volheid van hierdie erfenis kan ontvang. Dis mense wat dit nodig het, Here. Dis lidmate vanoggend wat hier sit en dalk voel maar ons kan nie meer nie, die krisis is te groot. Here, dis nodig dat hulle net vandag hierdie krisis neersit en net weer ontvang daardie volheid van U vaderliefde en U sorg. En dis mense, Here, wat dalk vir die eerste keer net sê, Here Jesus, dankie dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het. Maar Here, dis die grootste erfenis denkbaar. Om te dink dat U in my plek sterf vir my sondes aan 'n kruis. En ek kan dit net ontvang, genade, vryspraak, vergifnis. Here, en oorlaai ons met daardie geestelike tevredenheid. Omdat U genoeg is alles genoeg, het ons genoeg. Al sê omstandighede en die rand en die rentekoers ander goed vir ons. Ons het alles wat ons nodig het, want ons is deel van U huisgesin. En ons eer U daarvoor. Heilige Gees, leer ons in hierdie tyd hoe groot U ewige erfenis is wat ons nou al reeds kan ontvang. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n lied sing en dit sluit aan by die erfenis. Daar's soveel, ek dink nie woorde kan beskryf hoe groot dit is wat die Here vir ons wil gee nie. Ons kan net sê hy gee homself. En selfs daarvoor het ons nie genoeg woorde nie. Maar kom ons sing hierdie lied en ons loof hom vir die hemelse erfenis wat hy vir ons wil gee.
Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en vir jou sy vrede gee. Sien jy, onthou daar's koffie en tee in die saal, kom drink koffie, tee. Kinders, julle moet maar klasse toe gaan, want die oom het net lank gepreek vanoggend. Maar gaan maar klasse toe en die res, daar's koffie en tee in die saal. Baie dankie.